Hallo, ek hoop het gaan baie goed. Dit is vandag die 26 September, dus na die sogenaamde wegraping sou plaasgevind het. En hierdie kanaal en baie ander plekke het dit al reeds gesê dat, soos wat die skrif sê, Matteus 24:36, ons sal nie weet wat die dag en die uur is nie. Ek moet nou gereed wees, nou dadelik. Maar dit mag wees dat iemand ontmoedig is en wat hulle neerslagtig is as gevolg van die feit dat die hoop wat hulle gehad het nie gerealiseer nie. Die Bybel egter sê dat ons moenie 'n tyd stel nie, soos ek genoem het, en dit praat ook van 'n komende wederkoms. Maar hierdie is wat die skrif vir ons moet beteken, Romeine 15 vers 4. Want alles wat tevore geskrywe is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Bemoediging van die skrifte. Ek studeer die skrif en dan kry ek hoop. En ek wil met u 'n gedagte deel van 'n wonderlike profesie wat in die Bybel is, wat ons kan sien. Maar my goeieste, die Bybel is waar met 'n verstommende akkuraatheid. In Daniël 7 vers 25 dan is daar 'n profesie wat gemaak word. En dit praat van tye en die helfte van 'n tyd. Daniël 7 vers 25, dit sê, hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel. Hy sal probeer om tye en wette verander en hulle sal in sy hand oorgelewer word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd. Nou mens kan kyk in Daniël 4, dan praat dit van die tydperke wat oor Nebukadnesar sou kom. Dis in Daniël 4 vers 23. Die laaste stuk daarvan, 7 totdat 7 tydperke oor hom heen gegaan het. So tye en die helfte van 'n tyd. Dis 1 jaar plus 2 jaar plus die helfte van dit. Dis dan 3,5, so 3,5 jaar. En as ons kyk na wat daar staan in Esegiel 4 vers 6, dan is daar 'n baie spesifieke profesie wat gegee word vir hom, en dit sê, jy moet, ek lees hierso in, dis Esegiel 4 vers 6, as jy met hierdie dae klaar is, moet jy vir die tweede keer op jou regterhand gaan lê en die ongeregtigheid van die huis van Juda dra, 40 dae lank. Vir elke jaar lê ek jou 1 dag op. 1 profetiese dag word dan 'n jaar. Goed? So, julle saam met my nog met daai, 'n dag verteenwoordig 'n jaar. Dit antwoord nog steeds nie van wat is die 3,5 en hoe werk dit, want is nou 3,5 jaar, dag, hoe's dit? Kyk hoe mooi werk hierdie saam. Openbaring 12, vers 4, sê dit, Openbaring 12 vers 6, en die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle daar sy onderhou 1260 dae lank. En dan in vers 14, dan praat dit weer van tye en 'n halwe tyd. Van dieselfde ding. En daai tye en 'n halwe tyd, dan is dit waar, wat moet daar so gebeur? Dat die 2 vlerkes van die groot arend is in die vrou gegee, sodat na die woestyn na haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou kan word, tye en 'n halwe tyd. So dis dieselfde ding, daar's 'n plek wat voorberei is vir die vrou. Vrou is 'n simbool vir die kerk is die bruid van Christus, en in die een dan praat dit van 1260 dae, later dan praat dit daarso van tye en 'n halwe tyd, 3,5 jaar, maar as mens dan volgens die Joodse kalender, waar daar 30 dae in 'n maand is, gaan uitwerk, 1260 dae is gelyk aan 3,5 jaar. My goeieste. Hier is nie ietsie wat ek mee tevore in dag gekom het uit my duim uit gesuig nie. Die Bybel is baie duidelik dat skrifuitleg is nie 'n saak van, is nie 'n private saak nie. Hierdie is ietsie wat kommentators van al baie eeue gelede uitgewys het. Of dit nou Benson is, of dit Clark is dit dan sit behoudende, skrifbehoudende kommentators wat gesê het, 1260 dae, 3,5 jaar, dit praat van dieselfde ding. Maar waar pas dit in die geskiedenis in? Laat ek vir julle vertel. In die jaar 538 na Christus, toe het generaal Belisarius die beleg van Rome ontset.
En in daai tyd, toe die biskop van Rome die effektiewe hoof geword van al die kerke, 1260 jaar later, nadat daar enorme hoeveelheid bloed vergiet is, want herinner jouself daaraan dat daar is meer mense doodgemaak deur die pausdom, en ek is nie besig om te praat hier so teen 'n persoon wat 'n katoliek is nie, ons praat hier van die stelsel. Onder die Romeinse stelsel is daar meer mense dood, meer bloed vergiet as wat deur Hitler of Stalin plaasgevind het. En jy weet hoeveel miljoene mense is deur hulle gemaak. Meer as Hitler, meer as Stalin deur die Romeinse kerk. Totdat tydens die Franse Revolusie in die jaar 1798 generaal Berthier vir Paus Pius VI in hegtenis geneem het en hy is in ballingskap weggestuur en hy het sy mag verloor. 538 bevestig deur Belisarius. 1798, 1260 jaar later verloor hy sy mag deur generaal Berthier onder bevel van keiser Napoleon. As dit nie verstommend genoeg is nie, in die jaar 533 na Christus het keiser Justinianus die biskop van Rome erken as die hoof van die kerke. Dit kon net nie werklik plaasgevind het nie, want daar was nog steeds oorlog van die Ariese Christene en ek sal daaroor vertel meer op 'n later stadium. Maar die jaar 533 het keiser Justinianus gesê, jy is die hoof van al die kerke. In die jaar 1793, 1260 jaar later, word Christendom afgeskaf tydens die Franse Revolusie en hulle erken net die godsdiens van rede en 'n dame wat 'n sangeres, 'n danseres was in Parys, het hulle gekroon as die godin van rede en voor haar neergebuig. 1260 jaar, presies dit soos wat voorspel is in Daniël 7 vers 25, dat hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste, en dis wat die gebeur het met die pausdom, dis immers hoekom die hervorming moes plaasgevind het, en die heiliges van die Allerhoogste mishandel, vir daai tydperk, vir 1260 jaar. Geliefdes, die Bybel is waar, elke bladsy daarvan is waar en is waardevol. Mag u, deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte, hoop hê. Mag die Here u seën en bewaar en beskerm in hierdie tye. Amen.